Hier in die begin van die program lees ons gedurige gedeelte uit die Ou Testament. Vandag die bekende gedeelte uit Exodus hoofstuk 14. Exodus 14 begin so, die opskrif is: die Farao agtervolg die Israeliete. Die Here het vir Moses gesê: beveel die Israeliete om weg te draai en kamp op te slaan naby Pig-Hacherot, naby Migdol en die see. Reg oor Baal-Zephon, by die see moet julle kamp opslaan. Dan sal die Farao dink, die Israeliete het verdwaal en is deur die woestyn vasgekeer. Ek sal die Farao weer koppig maak, sodat hy julle agtervolg. En ek sal my mag laat geld teen hom en sy leer. Dan sal Egipte besef dat ek die Here is. Die Israeliete het die bevele uitgevoer. Toe die koning van Egipte die berig kry dat die volk vergoed weg is, het sy houding en die van die amptenare teenoor die Israeliete verander. Die Egiptenaars het gesê: wat het ons aangevang dat ons die Israeliete laat trek het? Nou is ons hulle diens kwyt. Die Farao het sy strydbaal laat inspan en sy leer saam met hom gevat. Hy het sy 600 beste strydbaans gevat, as ook al die ander Egiptiese strydbaans, elkeen met 'n bemanning van 3. Die Here het die Farao, die koning van Egipte, koppig gemaak, sodat hy die Israeliete agtervolg het. Maar die Israeliete het onder beskerming van God verder getrek. Die Egiptenaars het hulle agtervolg, en al die strydwaans van die Farao met bemanning en leermag het hulle ingehaal, terwyl hulle besig was om by die see kamp op te slaan, naby Pig-Hacherot, naby Baal-Zephon. Toe die Farao nader kom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en benoud tot die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê: is daar nie begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Maar Moses het die volk geantwoord: moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Dan die opskrif: die Here red die Israeliete, vers 15. Toe die Here vir Moses gesê: waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete hulle moet verder trek, en jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal ek my mag laat geld teenoor die Farao en sy hele leer, strydwaans en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die Farao en sy strydwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is. Die engel van die Here wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het, het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif, tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker, en aan die Israelitiese kant het dit die nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie. Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die Here het daar die hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê het. Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan, en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan.
Die Egiptenaars het hulle agterna gesit. Die farao se perde, strydwaans en bemanning is almal agter hulle aan in die see in. In die vroeë môre het die Here uit die vuur en wolkkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat uitval sodat hulle skaars kon beweeg. Toe sê die Egiptenaars: ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte. Maar die Here het vir Moses gesê: steek jou hand uit oor die see sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en hulle bemanning kan stroom. Moses steek toe sy hand oor die see uit. Teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleer. Toe die water terugstroom, was die strydwaans en bemanning die hele leermag van die farao wat agter die Israeliete aan die see in is, toe onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Here het daardie dag Israel gered van Egipte en die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand sien lê. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir die Here vervul. Hulle het in die Here geglo en ook in Moses, sy dienaar. Aan die een kant is die Israeliete onmiddellik in hulle benoudheid bereid om terug te gaan en te gaan werk as slawe vir die Egiptenaars, om hulle vryheid prys te gee. Maar die Here sien verder. Hy sien vryheid wat baie lank gaan duur vir hulle. Hulle moet net gehoorsaam wees. Die Here gaan vir hulle veg, het vir hulle geveg. Die Here laat die wind waai op maniere wat ons nie verstaan nie. In hierdie gedeelte het die oostewind opgekom en die see oopgekloof, 'n pad gemaak dat die Israeliete droogvoets daardeur kon gaan. Maar net om die Egiptenaars kans te gee om ook daarin te gaan. En ewe skielik kon ons lees spesifiek dat die Egiptenaars hulle beste strydwaans gevat het. En dan begin hulle beste strydwaans se wiele afval en daar kom verwarring, sodat hulle eintlik nie verder kan gaan nie. En as hulle besef dat hulle maar liewer moet omdraai, dan is dit te laat. So bly die Here God tot vandag toe aan elkeen van sy kinders en sy volk getrou. Ons moet luister na wat die Here vir ons sê en op welke wyse hy uitkoms wil gee vir ons uit situasies wat baie keer vir ons lyk asof dit totaal en al verby is. En dan kom die Here. Soms veg hy vir ons en soms nie. Soms moet ons self iets doen of meer doen. Kom ons luister. Ja, die Gees van die Here praat ook met elkeen van ons op 'n eie manier. Hierdie gedeelte wat ons gelees het was uit Eksodus hoofstuk 14, die hele hoofstuk uit die 83 vertaling.